Môre julle almal, dis 'n nuwe week. Laaste week van Julie, kan julle dit glo? En ek hoop julle het 'n heerlike naweek gehad saam met julle geliefdes en dat julle lekker uitgerus het. En ek hoop dat gister se eredienste vir julle ryklik geseën het en ook nader getrek het aan die Here Jesus. Dis lekker om weer 'n nuwe week saam met julle te begin. En vanmôre sluit ek aan by Handelinge 27. Nou, Handelinge 27 vertel vir ons die reis wat Paulus maak na Rome. En hulle is by Kreta en hy hy adviseer eintlik die Romeinse soldate dat hulle eerder nie moet vaar met die skip nie. Nou, dit was in daai tyd nou al bietjie laat herfs, vroeg winter. En die see, die Mediterrane See, was bekend gewees in daai seisoen dat daar geweldige storms op die see losgebars het daar in die Adriatiese See. En Paulus het toe eintlik vir hierdie ouens gesê, kom ons oorwinter, kom ons wag vir die lente, dat hierdie storms hulle uitwoed, en dan gaan dit vir ons veiliger wees om te reis. Maar die skeepshoof van die Romeinse vloot het gesê, nee, ons gaan nie wag nie, ons moet vaar. En hulle vaar toe. En daar kom toe 'n wind op wat hulle in die Grieks noem die Eurachylon. Nou die Eurachylon beteken 'n baie sterk noordoosterse, amper sikloniese wind. En hierdie wind het hierdie vloot, hierdie skip, geforseer om in die dieper waters ingedruk te word. En hulle kon nie teen daai wind seil nie, dit was net te sterk. En hulle strand toe, en vir baie lank, vir amper 14 dae, het hulle net gedryf op die see. Hulle het maar net saam met die winde gegaan, want al hulle toerusting het gebreek, hulle kon nie meer seil nie. En Paulus het toe vir hulle gesê, ek het julle gewaarsku, ons moes nie, maar ten spyte daarvan weet ek, die Here sal nie ons in die steek laat nie. En dan lees 'n ou hierdie mooi woorde in Handelinge 27 vers 34. Niemand van julle sal 'n haar van sy kop verloor nie. Nou weet julle, as 'n ou dink aan hierdie Eurachylon soort wind, dan dink ek ons almal ken daai soort stormwinde wat ons lewens tref, nê? Dis 'n wind wat jou lewe al baie getref het, wat jou so in 'n storm kan inwaai, dat jy nie weet na watter kant toe jy moet gaan nie. Is daar nog vir jou enigstens hoop nie? En baie keer dan bevraagteken mense hulle skepingsdoel by die Here. Dis daai tipe winde wat jou so in 'n storm inwaai, dat jy geen ankers vir dit kan bied nie. Jy sal hierdie storm herken as jy na hierdie verhaal gaan kyk. En dit gaan daaroor om onverskrokke passievol te wees, dat jy weet die Here is in beheer. Dit is waaroor hierdie hele gedeelte opgeteken staan in Handelinge. Dat ten midde van hierdie geweldige storms, hierdie omstandighede wat gedreig het om al hierdie mense, ek dink dit was 276 mense bemanning op daai skip, hulle almal se lewens was bedreig, maar daar het een ou op daai skip opgestaan, en hy het tussen hulle almal gestaan en vir hulle gesê, die Here is in beheer, hy sal nie toelaat dat een van ons verlore gaan nie. En Paulus het toe op die 14de dag, lees jy daar in vers 33 en 34, het hy opgestaan. Hulle het verlang nie geëet nie, en hulle het van al hulle rantsoene ontslaag geraak. En Paulus staan toe en hy sê in vers 33 en 34, manne, hou moed, niemand van julle sal sy lewe verloor nie. En nadat Paulus dit gesê het, het hy die brood gevat, hy het God in die teenwoordigheid van almal gedank, hy het dit gebreek, en toe het hulle geëet, en dan staan daar so mooi, almal het moed geskep uit hierdie woorde van Paulus. En dan lees ons hoe hulle naderhand agtergekom het, maar die land moenie meer ver wees nie, en so het hulle sinklote geval tot op die bodem en agtergekom, maar die skip se bodem word al hoe nader en nader na die oppervlakte toe. En toe hulle die volgende dag sien, toe is daar 'n eiland, en toe het al daai bemanning se lewens gered geword. En weet julle, as die lewensstorms om ons slaan, dan verg dit geweldige moed en geloof om te weet dat die Here daar is en dat hy in beheer bly, en dat hy nie vir jou en my enigsins los nie, maar dat ek en jy weet, daar's nie 'n haar van ons kop wat verlore sal gaan, sonder dat God dit nie so bewillig nie. Wat 'n storie van waarheid, hoe God een man gebruik,
wat passievol glo. Al is daar storms op die lewenssee, God bly in beheer. En mag jy dit vanmôre weet. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here Jesus, U bly op die stormwaters van ons lewe te loop. Dis U wat dit kan bedaar en kalmeer, en dis U wat ons vashou wanneer dit vir ons voel asof alles uitmekaar uitruk. Help ons om vandag onverskrokke in daardie geloof te lewe, dat U ons lewens bymekaar hou. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie julle almal. Ek hoop dat julle 'n mooi en 'n geseënde dag verder het. Môre praat ons weer. Totsiens.